weer styg en almal het 'n paar maande terug. Lig in die hoeveelheid goeders wat mens gelyktydig van by kalvers gee. As ons moet kyk na die leeftyd reproduksie van die lammers. Goeiedag en is weer lekker om met die boere te gesels, maar die boere is absoluut in 'n dilemma. Die olieprys wil nie laer nie en die rand, as hy swakker gaan, dan vrees ons almal wat die dieselprys gaan doen. As ons net hoor, dan gaan hy hoër. Dit gaan natuurlik 'n druk op inflasie sit. Met ander woorde, inflasie gaan hoër gaan. Rentekoerse kan teen ook weer styg en almal het 'n paar maande terug gedink dat rentekoerse kan daal, maar wat het ons gesien? Rentekoerse kan dalk styg. Nou kom ons kyk weer na die Brent olie grafiekeer. As ons hier kyk, hierdie prys absoluut deur die dak geskiet. Daar's al die samesprekings aan die gang, al die gesprekke wat meneer Trump gehad, al die plasings op sosiale media, het elke keer die olieprys so bietjie laat afdruk, maar kyk 'n bietjie, elke keer wat die olieprys afgedruk het, was daar grafieke met kerse. Wat beteken die kerse? Niks anders as die ingeligte kapitaal nie. Elke keer wat ons dit gesien het, was daar 'n klomp putte hier na onder. Dit beteken, kyk net hierdie lang putte, dit beteken daar is kopers wat olie koop in laagtepunte. Net nou die dag het ons weer 'n positiewe berig gehad en daar kry ons weer daardie put na onder. En hier is die 50 dae bewegende gemiddelde. En hoe meer optimisties ons wil raak dat dinge in die Midde-Ooste kan beter raak, hoe meer bekommerd behoort ons te raak, want as ek na hierdie grafiek kyk, dan lyk dit so vir my asof ons 'n klassieke vlagformasie sien. Nou ongelukkig, 'n vlagformasie is gewoonlik 'n tipe grafiek wat 'n volgende loopie na bo inlei, maar gelukkig is daar een voorwaarde. Die grafiek moet bo hierdie weerstandslyn, met ander woorde, Brent olie moet bo hierdie weerstandslyn na bo beginne breek en dan kan ons hom hoër sien. So op die oomblik klou die wêreld aan hierdie klein sprankie hoop dat ons dalk 'n laer olieprys kan sien, maar die groot vlak gaan wees as die olie bo $101.87 begin beweeg, sê maar $102, dan kan hy baie maklik weer nuwe momentum na boontoe kry. En waar gaan daardie grafiek heen gaan as hy bo daai vlak breek? Die model sê gewoonlik vir ons op 'n vlagformasie, as dit 'n patroon is wat hom weer na boontoe gaan breek en hy kom bo 102, dan vat ek die breedte van hierdie formasie soos dit hy gevorm is, ek projekteer hom boontoe en dan kan hy olie, kan julle glo, na $117.99, maak dit maar $118 neem. Nou dit sal absoluut katastrofies vir Suid-Afrika se boere en vir die hele ekonomie wees. So kom ons hoop hy draai hier om. Ons eerste teken van sterkte of laat swakte in die olieprys gaan wees onder $79.81. Dan kan ons begin afbeweeg na onder toe. Maar ons groot sleutel lê maar by hierdie 50 dae bewegende gemiddelde. Kyk wat het hy gedoen. Hy het weggehardloop daarvan af. Hy het al die pad gewerk om terug te kom by die 50 dae bewegende gemiddelde, en terwyl hierdie olieprys bo die 50 dae bewegende gemiddelde gaan bly, gaan die prys sukkel om vir boere 'n verligting te gee by die kostekant. Kom ons kyk 'n bietjie na die rand, want dit is weer die ander been van hierdie verhaal. Die rand natuurlik doen dieselfde, het lekker versterk, al die pad en toe sommer hierdie skokbeweging na boontoe gegee toe daar wêreld in die Midde-Ooste gekom het, en hier lê die 50 dae bewegende gemiddelde absoluut kardinaal. Ons bly nou al vir amper 10 dae net rondom hierdie bewegende gemiddelde verhandel, en hier waar ons nou weer met die olie gesien het, ons sit met 'n vlagformasie om na boontoe te breek, sit ons nou hier wat ons noem 'n pragtige stygende wig. Nou kom ons hoop dat ons die rand kan sien versterk onder hierdie stygende wig in, want as dit kan gebeur, kan die rand weer vir ons 'n asemhaling gee, al begin die olieprys verder gaan. En kom ons doen gou die projeksie hiervanaf, dis weer van die weerstandlyn af na die steen toe, en as ek hom nou projekteer na onder toe, waarheen kan die rand gaan, dan kan die rand vir ons dalk
'n bietjie asemskep gee en al die pad teruggaan na hierdie vlak toe van R16. So kom ons hoop dat die rand kan versterk as die olieprys opgaan, maar natuurlik sal ons 'n gelukkie kry as die olieprys moet begin versterk en die rand versterk. Maar dit sien ons nie soms nie, dit werk gewoonlik op die inverse kant, so vir die boere, kom ons hoop dat hierdie rand kan versterk, en die eerste teken van versterking sal wees onder 16.47, miskien na R16 toe, maar ongelukkig die slegte nuus is, as hy bo hierdie 50 dae bewegende gemiddelde bly, en daardie vlakkie lê by 16.51, dan kan ons weer na daardie hoogtepunt toe gaan van 16.68, en dalk ons self verbaas, na boontoe om weer terug na daai vlak toe te gaan van 17. So ons is so amper 'n bietjie gesnoeker op die oomblik in die Suid-Afrikaanse ekonomie. Alles is teen ons, hoër inflasie, daar's selfs sprake van 'n nuwe El Nino. So vir boere, al wat julle kan doen is probeer julle kostes beperk as julle dit enigstens kan doen, en kom ons hoop dat die sagte kommoditeite begin lewe kry. Hulle het laasweek so begin lewe kry. So kom ons hoop nou net dit bietjie brei vorentoe, want ek weet die insetkoste boere kan nie op hierdie vlakke amper winsgewend boere. Nou ja, mooi loop tot volgende keer, besoek ons webtuiste www.franseclerc.com en ons kuier weer. Dr. Skabord Vroneman is tegniese bestuurder by Zoetis en hy was een van die sprekers hier by die Platberg Dieregesondheid Boeredag wat hulle aangebied het met die tema van speenkalf tot spekvet. En uit die aard van die saak is die deel wat hy hanteer, dit gaan oor die gesondheidsbestuur van hierdie kalvers. So kom ons skep 'n scenario, Skabord, 'n boer besluit hy wil in die voerkraalbedryf inklim en hy wil kalvers voer. Wat is sy vyande, wat is sy vriende en wat is die paadjie wat hy loop? Nou, hallo Isak, dankie vir die geleentheid. Dis maar min of meer waaroor my praatjie vandag gegaan het, om kan ons sê 'n blueprint of 'n checklist te gee, net vir iemand wat nou vars begin en hy wil voerkraal doen, waarna kyk jy en waar begin jy? So ek het afgeskop om te kyk na gesondheid en pertinent bietjie ingegaan op longontsteking. So longontsteking is van 'n gesondheidsperspektief af die nommer 1 siekte uitdaging waarmee voerkrale sit. So ek het baie mooi gegaan op longontsteking en dit het dan oorgespoel na stres toe, wat basies die eerste stap in die kaskade is wat oorspoel na longontsteking toe, is 'n stres insident of 'n sameloop van insidente. So die eerste stap of benadering wat 'n voerkraal moet hê om gesondheid te voorkom, is om stres te bestuur, veral in nuwe kalvers wat aanland in die voerkraal of in die voersisteem. Ek het dit opgebreek in die 3 R'e, so dis in Engels, rehydration, rumen en rest, so water en jou kos en kribbestuur en rus en hoe lank wag jy voordat jy hulle prosesseer, dis die tipe goed waarna ons gekyk het. Daarbey het ek ook aangesluit vir hulle die lae stres hantering van diere. So baie van die bestuursstyle, kyk ons kan van die farmaseutiese industrie se kant af, ons kan produkte gee vir prosessering, maar dis een tool in die toolbox. Bestuur van daai diere en om hulle stres te verminder en om hulle op te stel vir sukses, dit is die ander deel. En toe het ek verder oor gegaan oor die prosesseerprogram. Is dit wat jy uitvra of? Ja, die prosesseerprogram bestaan uit die farmaseutiese goed, die prosesseerprogram bestaan uit die enstowwe en dan die doseermiddels en dan die, wat sal ons hulle noem, die implantate. Praat oor elkeen van hulle asseblief. Ja. So in 'n voerkraal, dis die eerste ding wat 'n mens moet besef, voerkraal is partykeer oorweldigend in die hoeveelheid goeders wat mens gelyktydig vir daai kalvers gee. In 'n kudde scenario sal dit nie noodwendig ideaal wees om so baie goed gelyktydig vir 'n kalf te gee en te doen nie, maar in 'n voerkraal hardloop mense uit tyd uit. Jy kry daai kalvers aan
en jy wil graag in hulle inkry wat jy moet in hulle inkry. Jy moet hulle immuniteit so vinnig as moontlik probeer stimuleer teen baie uitdagende siektes en wat laat jy uit? So dis die eerste ding wat mens moet verstaan. Daar's 'n klomp goeters wat gebeur in 'n prosesseerprogram. Maar as ons so vinnig deur dit gaan, ons het gekyk na enstowwe, dis voorkomend. So ons kyk na voorkomende, dit is altyd beter om 'n siekte te voorkom as om te behandel. En daarin was 'n klompie essensiële of noodsaaklike enstowwe wat ek genoem het, waaronder andere natuurlik die longontsteking fraksie van die enstowwe. Dan nog 'n paar ander wat ons nou oor hoef uit te brei nie. Na dit het ons gekyk na parasietbestuur of beheer kan ons maar sê, en dit gaan nou vir eksterne parasiete en interne parasiete. So as enstowwe voorkomend van aard is parasietbeheer ook voorkomend van aard? Dit hang af. In 'n suiwer voerkraal scenario waar kinders direk in 'n voerkraal gaan, sal my antwoord eintlik nee wees. Jy is eintlik meer as ons kan sê behandelend, al is hulle nie siek nie, maar jy wil daai kalf skoonmaak en in die beste posisie sit om te groei en te presteer. As daai kalvers eers veld toe gaan, mag dit dalk 'n ander benadering wees en dan raak dit 'n ander gesprek om te kyk, jy weet, wat se parasiete is op die veld waar hy dalk gebackground word en dan wat se parasietbeheer pas jy daartoe. Maar suiwer tradisioneel in die voerkraal in, is dit meer 'n geval van jy wil hulle skoonmaak en jy wil enige iets wat 'n negatiewe impak op daai kalf en sy produksie het, wil jy onderdruk of wegvat. Ideaal. Ja, en na die parasietbeheer het ons vinnig geraak aan groeiimplantate, en in ons mark en in die Suid-Afrikaanse toestande is groeiimplantate in 'n voerkraal 'n baie voordelige produk. Dis veilig, daar's navorsing gedoen daaroor en die return on investment, dit wat jy terugkry vir dit wat jy spandeer, is baie goed met 'n groeiimplantaat en is algemeen gebruik in ons voerkraal omstandighede in Suid-Afrika. Dan natuurlik net genoem ook, baie van hierdie programme het aanvullende middels, soos vitamiene en minerale, en dit kan 'n groot effek hê. Daai effek word dikwels gesien as daar tekort was. Mense weet nooit waar kom die kalvers vandaan altyd nie, maar as daar tekort was in daai kalf se voedingsstatus of sy immuunstatus of mineraalstatus, kan daai middels ook 'n baie goeie voordeel bysit daarso. En dan laastens het ons geraak aan metafilakse, dis basies antibiotika wat tydens prosesering gegee word. So dit sal wees vir bosluisoordraagbare siektes in die somer en hoofsaaklik vir longontsteking in die winter, en daarso word aanbeveel dat jy dit onder die toesig van 'n veearts doen, want dit gaan afhang van die risikoprofiel van jou kalf, wat se antibiotika jy gaan gee en of jy antibiotika gaan gee, want dit moet onder die toesig van 'n veearts doen. Eintlik kan ek my waarheid sê, die hele prosesseerprogram sal die produsent baat vind daarby om veearts oorsig daaroor te hê. Ashley Grimsel is een van die voedingkundiges by Voermol. Sy was vandag een van die sprekers hier by die Boeredag by die Smit, wat gegaan het oor die tema was van speenkalf tot spekvet. Nou, as ons praat oor voerkraal en beeste, Ashley, dan is stres een van die belangrikste faktore wat bestuur moet word. Vanuit 'n voedingsoogpunt, waar begin mens? So, as ons kyk na stres in ons beeste, die eerste stresor wat 'n beeste ervaar is as hy gespeen word. So daai speenskok in kalvers wat in die voerkraal ingaan, het 'n baie groot impak in hoe hulle presteer in daai eerste deel in die voerkraal. Ons moet daai beeste ook ordentlik kan aanpas tot 'n volvoerrantsoen. So daai voeraanpassing is baie belangrik, en dan ook ons moet probeer om die stres wat daai beeste in die kraal ervaar, moet ons soveel as moontlik probeer verminder, want sodra 'n beeste stres, stel hy kortisol vry, en as daar kortisol vrygestel word, dan gaan baie van die energie wat vir produksiedoeleindes bedoel is, gaan dit weg van dit af, en dit gaan om daai stresrespons aan te help. Die dag het gefokus op voerkraal, maar 'n groot faktor op die oomblik is boere wat dit oorweeg nou meer en meer om self hulle eie kalvers ten minste vir 'n tyd te voer, as dit nie die hele proses deur is nie. So vanuit daai oogpunt praat bietjie met my oor 'n voerprogram en die ontwikkeling van die rumen en daai goed. So baie wat nou bekend is of baie algemeen in Suid-Afrika geword het, is 'n beeste sal begin in 'n background stelsel of 'n veld voorbereidingsstelsel,
En daai beeste bly gewoonlik so 60 dae in daai stelsels voor hulle in die voerkraal kom. Nou daar is ons fokus is om raamgroei en ontwikkeling van daai kalf te ondersteun. Daar's 'n deurvloeiproteïenbron van uiterste belang om daai karkasgroei of kan ek sê daai raamgroei te ondersteun. Dan van daar af sal hulle nou in die voerkraal ingaan na aanvangsrantsoen weer eens. Dis 'n rantsoen wat 'n hoër vesel inhoud maar 'n laer energie inhoud het, net om daai aanpassing te vergemaklik en oor daai dier ook nog steeds blootgestel is aan stres. En dan soos daai bees verder aangaan, gaan hy dan op 'n groeirantsoen en dan uiteindelik op 'n afrondende rantsoen. En as die boer sou wou kies, kan dit 'n rantsoen wees wat sulfatrol bevat wat karkas potensiaal ook in die bees bevorder. Wat is jou boodskap aan ouens wat hierdie pad verloop met hulle kalvers? Ek sal sê bestuur is van uiterste belang. Jou rantsoen kan hoe goed wees wat geformuleer is. As jou bestuurspraktyke nie reg is nie, gaan jou groei nog steeds in die slag bly. So goed soos wat 'n rantsoen geformuleer word, dit ook gesê moet daai rantsoen so naas moontlik soos wat hy geformuleer is met op in die voerbak voor die bees eindig. So dit help nie jy het hierdie groot stelsels, maar dit wat by die bees uitkom is nie wat geformuleer is nie. Een van die dinge wat jy spesifiek na verwys het, is die gladde voerbak. Die voerbak wat glad gelek is. Ja. So dit is jou voerbakbestuur, dis van uiterste belang. Beeste is diere van gewoonte, so hulle moet die heeltyd op dieselfde tyd met hulle daagliks gevoer word. Ek sê jy het gewoonlik so 0,5 geluiskaal, so 0,5 voor wat jy gewoonlik hulle voer, of 0,5 na jy hulle gewoonlik voer, kan jy hulle altyd voer. Maar dis van uiterste belang, want sodra hulle daai bakke begin skoon lek, weet jy sit met metaboliese steurnisse, want jy sit met suurpens in daai beeste. Hulle is oorhonger en dan oorvreet hulle las daarvoor weer voor hulle beland. Dr. Pieter Tron, 'n kleinveenavorsing by die Weskaapse Departement van Landbou, het onlangs 'n artikel vir die April uitgawe van Veeplaas geskryf oor die stille koste van hittestres. En ek gesels nou met hom hieroor. Pieter, baie welkom en baie dankie vir jou tyd vanoggend. Nee, baie dankie dat julle my hier het. Kom ons gesels bietjie oor die artikel oor hittestres wat onlangs in Veeplaas verskyn het wat jy geskryf het. Wat is die uitwerking van langdurige hittestres tydens dragtigheid op ooe? Ja, so basies wat ons gevind het is dat indien ooe sekere vlakke van hittestres tydens dragtigheid ervaar, het dit 'n onmiddellike effek op die prestasie van die lammers wat uit daardie dragtigheid uitgebore word. En dis iets wat redelik wel bekend is dat hittestres 'n korttermyn effek het. Maar wat ons toe ook gekyk het, is ons gaan kyk na die leeftyd reproduksie van die lammers wat gebore is na die dragtigheid waar die ooe hittestres ervaar het. En ons het toe gevind dat daardie ooilammers se leeftyd reproduksie laer is relatief tot die reproduksievlakke van lammers wat se maas nie hittestres ervaar het tydens dragtigheid nie. So met ander woorde, jy het hierdie langtermyn leeftyd effek as gevolg van die hittestres tydens dragtigheid. En wat is die verhouding tussen hittestres en reproduksie? So basies in kort wat gebeur wanneer 'n dier hittestres ervaar is dat hulle van hulle hulpbronne binne die liggaam, hoofsaaklik van die energiebronne, na ander fisiologiese prosesse toe moet hertoewys om hulle liggaamstemperatuur te handhaaf, en dis is daar dan minder energie en minder hulpbronne beskikbaar vir reproduksie. So die reproduksie neem dan as gevolg daarvan af. En wat ons dan in hierdie spesifieke geval gesien het, is dit beïnvloed dan nou ook die fetusontwikkeling. En basies, wanneer daar nie genoeg hulpbronne in die ooi beskikbaar is om haar eie liggaamstemperatuur te handhaaf en om volledige fetusontwikkeling te laat plaasvind nie, lei die fetusontwikkeling daaronder, en dit spesifiek in hierdie geval beïnvloed dan die neerlegging en die ontwikkeling van die reproduktiewe stelsel in daardie ooilam wat nog 'n fetus is, en dit dan lei dan natuurlik nou tot daardie latere effekte wanneer die ooilam gebore word en self dan nou 'n reproduserende ooi in die kudde raak. In die Veeplaas artikel praat jy dan ook oor die invloed van THI vlakke. Brei hieroor uit. Ja, so die THI dis basies 'n afkorting vir temperatuur-humiditeitsindeks, en al wat dit is dis maar net 'n meting van die omgewingstoestande wat beide temperatuur en humiditeit in ag neem. Daar's 'n hele klomp verskillende formules wat jy kan gebruik om dit uit te werk, maar dis maar net 'n
ek wil amper sê 'n meer volledige weerspieëling van jou omgewing as net temperatuur, want soos almal weet, die humiditeitsvlakke speel ook 'n rol in die aanvoelbare temperatuur en hoe hoër die humiditeit is, hoe ek wil amper sê hoe erger voel 'n hoër temperatuur en dis maar presies dieselfde vir die skaap. En watse raad het jy vir skaapboere dan as dit kom by hittestres? Yes, daai's altyd 'n moeilike een, omdat jy kan nie regtig iets doen aan hittestres nie, dis 'n omgewingsfaktor waarmee jy maar net moet saamleef. Maar die belangrikste is maar om te sorg dat jy jou diere so ver as moontlik beskerm teen uiterste temperature. En dis maar al die ou goed wat die boere gewoonlik alreeds kennis dra van, verskaf hulle skaduwee so ver as moontlik. Jy het skoon drinkwater nodig, altyd beskikbaar. Jy kan nie laat jou waterpunt die helfte van die dag toestaan nie. En dan ja, moenie met die diere werk as dit onnodig warm is nie, moet hulle nie onnodig opjaag nie. Dis ook 'n ding met paartyd, veral baie van die boere wat die ramme insit laat in die middag, sodat die eerste dag se paring ten minste laatmiddag of deur die nag is wanneer dit koeler is. Dis 'n baie goeie ding om te doen. En dan kan 'n mens kyk na jou voedings of jou byvoedings liewer wat jy kan verskaf. Voer met 'n hoë rieveselinhoud stoot gewoonlik die hitteproduksie van die skape op wanneer dit verteer word. So kyk maar na 'n bietjie van 'n energieaanvulling, waar jy kyk na stysels wat vinniger verteer, makliker verteer. En dan is daar deesdae allerlei produkte op die mark wat die boere kan gebruik. Ek het nou nie persoonlik ervaring oor spesifieke produkte nie, so ek gaan nou maar liewer wegbly van name noem. Maar kyk maar na die voeding en die bestuur. Dis maar die twee grootste goed. As jy nie jou omgewing kan beheer om te keer dat dit warm word nie, en dit kan mense natuurlik nie doen nie. Is hierdie navorsing iets waarmee jy gaan aanhou of is dit nou klaar? Dis iets wat ek graag vorentoe sal wil vat. Sover ek weet, is daar nie in Suid-Afrika werk daarop gedoen nie. Dis internasionaal iets wat hulle gekyk het, spesifiek in melkbeeste is iets wat 'n klomp mense al na gekyk het. So ek sal dit graag 'n bietjie verder vorentoe wil vat. Hierdie was nou baie spesifieke, dit was nou een kudde in een ligging gewees. So ek sal dit graag 'n bietjie verder wil uitbrei en kyk of mense dit meer kan verfyn, dat jy dalk ook miskien soort van 'n voorspellingsmodel kan bou, dat jy presies vir 'n boer kan sê, as dit is wat met jou omgewing gebeur, met jou temperatuur, met jou humiditeit, dan is dit wat jy kan verwag vorentoe met jou reproduksie kan gebeur. As mense vra het oor jou navorsing, hoe kan hulle jou in die hande kry? Die maklikste sal maar wees om vir my 'n e-pos te stuur, peter.tron@westerncape.gov.za. Pieter, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Nee, is net 'n plesier.